Ja, middag ouens. Vrydag. En was dit nie 'n interessante week wat verby is nie, nê? Landspolitiek is op sy kop en toe nou weer terug op sy voete. En ja, het lyk vir my sosiale media het alweer ontplof oor die hele kwessie van rasisme. Ek gaan nou nie eers my aandag daaraan steur nie. Ek dink dis 'n persoonlike fete en diversion wat hier plaasvind. Maar ja, hoe voel die eerste week onder die regering van nasionale eenheid? Mense, ons het baie lank gewag vir die dag waar ons kan sê die ANC regeer nie meer die land nie. Daar was van ons wat vir baie jare gestry het vir selfbeskikking. Later besef dat die volk het eenvoudig net geen nodigheid daarvoor of lus daarvoor of tyd daarvoor nie. So as die mense dan kies om binne die multinasionale staat, multikulturele staat van Suid-Afrika te wees, dan moet hulle dan maar hulle regte daar binne uitoefen in terme van die grondwet. Goed, ons het dan nou ons verkiesing gehad, hy's verby, vreedsaam. Baie van ons het gevrees dat die verkiesing self in 'n totale tragedie of orgie sou plaas of ontaard. Gelukkig, godsgenadiglik het dit nie gebeur nie. En ja, ons almal het toe na die verkiesing gesit met groot oë om te sien waarmee die politicians nou weer besig is, want baie interessant het MK gekom en die appelkar heeltemal kom omgooi en ons sit toe nou met baie interessante verdeling van setels in die parlement wat noodwendig daartoe sou lei dat daar 'n koalisieregering, dit kan nou maar genoem word nasionale eenheid, dis maar net 'n naam. Ek dink hulle probeer conjure nou maar die naam van die vorige sogenaamde Government of National Unity destyds onder Mandela op. Dit is 'n koalisieregering wat die uit sou voortvloei. En ja, ons sit vandag met die baie interessante, amper ondenkbare situasie waar die ANC en die DA en dan 'n verskeidenheid klein partye, maar die ANC en die DA die regering van die dag daarstel. Okay, nie gedink ek sal dit in my lewe sien nie, but it's here. Okay, oppositiepartye op hierdie stadium is dan nou die MK, is die EFF, die EFF se, ek dink hulle sou deel gewees het van die koalisie as hulle nie met allerhande totale onvanpaste eise gekom het, soos hulle nou maar gewoonlik doen nie. So ja, ons sit vandag met die enigste land op aarde seker, buite die ou kommunistiese oosbloklande van weleer, wat ook nou het eerst nie meer bestaan nie. Deesdae sit ons nog met die kommunistiese regering in China, Cuba, Noord-Korea as voorbeelde, waar ons regeer word effektief deur 'n linkse regering, maar met 'n linkser oppositie. Daar bestaan nie meer iets in Suid-Afrika soos regse politiek nie. Daar bestaan nie meer iets soos werklik behoudende of konservatiewe politiek nie. Ek hou nie van die begrippe links en regs nie. Daar's 'n ou adage wat sê left wing, right wing, same bird. Maar tog is dit maar so dat politiek in enige demokrasie of in enige land waar daar verkiesings en stemmings plaasvind, op die einde gaan opsplit in mense wat bietjie meer regs is in hulle siening van dinge en bietjie meer links is in hulle siening, en gewoonlik skuif die mag tussen hierdie twee pole. Nie in Suid-Afrika nie. Suid-Afrika het nog altyd 'n eenparty tot dusver die eenpartystaat model gevolg waar die ANC oppermagtig was. Die oppositie was maar daar nominaal gewees. En die interessante ding het gebeur, die ANC het hulle self toe natuurlik toe nou in 'n stilstand wanregeer, waar ons dan vandag sit met hulle as deel van 'n koalisie saam met die vorige hoofoppositieparty. Maar dit bly nog steeds 'n linkse koalisie. Dis nie 'n senterregse koalisie nie, dis nie 'n regse, dis nie 'n konservatiewe koalisie nie. Dis nog steeds kommuniste en sosiaaldemokrate wat nou ons land regeer. En die oppositie is ver linkse 1960s tipe Sovjet kommuniste. Let's be honest about what it is. Okay. Wat hou dit vir Suid-Afrika aan? Goed, bietjie meer stabiliteit op die kort termyn. Dit sou totale chaos gewees het as die storie nou al uitmekaar geval het, of rondom die verkiesing, of voor die verkiesing, of net na die verkiesing. So daar is daarom 'n bietjie meer stabiliteit op hierdie stadium. Die DA het daarom 'n paar meer aanvaarbare ekonomiese
beleide vis-à-vis die ANC, wat ek glo sal begin deursyfer. Ek vrees egter iets, en dit gaan nou miskien baie teenstellend klink, maar ek vrees die DA meer as die ANC, want hulle is meer effektief in hulle regering. So wat ook al die nasionale regering nou in die toekoms gaan vir ons op die bord sit, gaan waarskynlik baie meer effektief afgedwing word, waar ons ten minste met die idiotiese goed wat die ANC voorheen op die tafel gehad het, geweet het dit sou faal omdat hulle bloot nie kan regeer nie. So, dis 'n interessante, dis 'n moeilike ding wat vir ons voorlê. Goed, wat staan ons te doen? Wel, op hierdie stadium dink ek sit ons darm met 'n bietjie meer insaag in die regering as voorheen. Jy kan darm jou DA raadslid bel, jou wijkraadslid en jou LP, kom ons noem dit so, daar is nou nie meer soos in die ou dae kiesafdelings nie, maar jy het darm tog 'n skakel met 'n persoon in die parlement wat jy nie voorheen noodwendig sou gehad het nie. Of dan nou in die kabinet, ekskuus tog, ek sê verkeerd. So ons kan daarom van grondvlak af 'n bietjie meer invloed en mag teoreties ten minste uitoefen. Gaan dit realiseer? Ons sal maar moet sien. Wat gaan word van die ANC? Ek dink die ANC as 'n party is dood. Hy het homself 'n doodskoot gegee 'n geruime tyd terug, lê en uitbloei, en dis basies maar net die karkas wat oor is. Die ding sal nou maar die volgende 5 jaar vrot. Ek vermoed daar gaan op die einde 'n totale amalgamasie, dis nou alweer iets anders. Hoor nou maar in die toekoms, hulle gaan begin praat van amalgamasies, maar ek sien dit klaar kom. Amalgamasie, samensmelting van die ANC en die DA wees. Ek kan voorsien dat dit die uitkoms van hierdie ding sal wees. Sal hulle op die einde die MK kan wen? Ja, want die MK is na my mening 'n ding wat redelik korttermyn is. Dis redelik gesentreer rondom die persoon van Jacob Zuma. Hy is klaar 'n baie ou man. Hoe lank hy nog met ons sal wees is te betwyfel. Hoewel, ek gaan 'n voetnoot dat daarby sit, sy seun, en ek het 'n wyle terug 'n video oor hom ook gemaak, kan miskien sy troon opvolger raak. En die MK is in 'n groot mate ook 'n etnies gebaseerde, Zulu etnies gebaseerde party. Ek weet nie of hulle byvoorbeeld in die Oos-Kaap ooit van die grond af sal kom, die Wes-Kaap beslis nie. Ek kan sien dat hulle Gauteng redelike invloed sal hê, Mpumalanga, ou Oos-Transvaal, daar's baie Zulus wat daar woon, die Swazis ook, hulle staan gewoonlik in 'n magsblok saam, en dan natuurlik KwaZulu-Natal. EFF het gekrimp, en ek dink die EFF gaan in die toekoms nog verder krimp. Hulle gaan hulle getalle verloor in die MK in, en hulle gaan hulle getalle terug verloor, miskien die meer gematigdes terug na die ANC toe, in die hoop dat hulle kan deel wees van 'n toekomstige regerende struktuur of wat ook al. Maar die EFF self, ek dink hulle het in 'n groot mate hulle self uitgewoed. Al die programme wat hulle probeer dryf het, was die meer linkse party programme van die ANC, wat in elk geval nou ook omvat word in die MK. Die MK is sommer met die eerste loopie wat hulle geneem het, baie groter, 2 keer so groot, 2,5 keer so groot as die EFF. Ek dink die EFF sal waarskynlik kwyn, hy sal nie sommer maar net heeltemal verdwyn nie, maar ek dink die EFF is effektief geklop as 'n politieke mag in Suid-Afrika. Hulle het hulle self uit die equation gehaal. OK. Nou, op sommerwys, ons sit dan met 'n heeltemal 'n nuwe saamgestelde regering. Hy lyk anders as die ou ene. Ek sal maar my eers voorbehou voor ek my oordeel vel of hulle kan regeer of nie kan regeer nie. Ek is bang vir die DA, ek is banger vir die DA as die ANC, omdat hulle 'n links georiënteerde sosiaal-demokratiese party is, wat goed kan regeer. Hulle het die skills om dit te doen. As dit nie getemper word deur sanity en rationality nie, kan hulle vir ons 'n groter probleem raak as die ANC, maar ons moes ontslaa raak van die ANC as 'n party van wat ons land regeer. So ons het ten minste in daardie opsig geslaag. Die hele kwessie rondom die Amerikaanse invloed, die DA is totaal in die Amerikaanse gesagsfeer, word befonds in 'n groot mate deur magte van die Weste, versus die ANC wat in 'n groot mate oorgehel het na BRICS, baie sterk Russiese invloed, selfs kommunisties Chinese invloed op die ANC. So dit gaan baie interessant wees om te sien hoe die internasionale politieke stryde ook hier ter plaatse gaan afspeel. Maar ja, ons sal nou maar sien wat die toekoms inhou. Ek vermoed ons gaan
Ons gaan baie meer onstabiliteit hê in sekere opsigte. Ons gaan meer veral die eerste 2-3 jaar van nou af die laaste doodsnikke en doodskoppe van die EFF hê, wat miskien gewelddadig kan raak. Ek dink die nuwe regering kan baie opposisie en selfs gewelddadige opposisie van die MK verwag, veral in Natal provinsie. Maar ja, die storie het daarom toe nou nie ontplof in die vlammehel en die vuurbad wat baie mense voorspel het nie. Ek self was bang daarvoor, moenie 'n fout maak nie. Ek dink dis 'n scenario wat ons heeltemal kan afskryf nie. So ja, hier sit ons op 'n Vrydagmiddag op 'n gegewe dag in 2024 en ons word regeer in Suid-Afrika deur die ou sappe en die swart gevaar, soos wat dit vir ons destyds geleer is deur die Nasionale Party. Hoe ironies. Nou ja toe, ek gaan my ou sonbrilletjie opsit. Ek sit hier lekker in bak in die sonnetjie. Dit is 'n koue dag en 'n koue weekie in Pretoria. Vandag is nou al 'n bietjie beter. Ek self, julle hoor seker my neus is toe. Ek was maar 'n bietjie siek. Hierdie tyd van die jaar is ou se gestel 'n bietjie af. So ja, lekker Vrydag, lekker naweek vir julle. Ons gesels weer, miskien oor die naweek, maar beslis volgende week. Ciao for now.